Goeiedag vriende, goed om terug te wees met julle. Het is altyd lekker om bietjie te kyk na teologie en bietjie te kyk na dit wat mense oor 'n lering gee. In die laaste paar jaar het ek afgestorm op hierdie kultus in Pretoria. Baie mense het my attent gemaak op die feit dat hulle sekere dinge leer aan individue en aan mense wat nie ooreenstem met dit wat hulle regtig geleer was nie. En dis 'n baie interessante storie as jy graag na die video's wil kyk of artikels lees geskryf het op my blog, is julle welkom. Maar in hierdie video's wil ek regtig basiese begripte oor wat ons het oor teologie en die rede hoekom ons daarby uitkom, Bybels, bietjie na kyk en ook net bietjie vra aangaande die leringe van hierdie ouens soos Niels Labuschagne en Sandra Strydom ensovoorts. Ek sê weer eens, daar is geen ander rede as om regtig uit te kom by 'n punt van gesprek en 'n punt waar ons kyk na dit wat hulle basies so leer nie. Ek het die voorreg gehad om hulle te ontmoet, wel nie vir Sandra nie, maar vir Niels. En ek sê weer eens, hy's 'n baie vriendelike mens, is nie ongeskik nie, is baie oop en dit is lekker om met hom te gesels en ek hoop in die toekoms kan ons nog praat. Maar ja, in hierdie video's gaan ek 'n paar goedjies wat hy aan sy mense geleer het speel en net bietjie van ons kant af baie kortliks verduidelik hoekom ons sê wat ons sê en hoekom moet ons glo wat ons glo. En ek hoop dit maak sin vir julle en ek hoop julle geniet dit. Kyk na die eerste een. Jesus het die wil van sy Vader gedoen. Let wel, hy het nie sy eie wil gedoen nie. Toe hy gebid het, dat sy sweet soos bloed van sy aangesig afgetap het, maak hy sy gebed klaar. Hy sê, Vader, nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Hy het nie sy eie wil laat geskied nie, hy het sy wil onderwerp aan sy Vader se wil. Hy het 'n God gehad, wat hoër was as hy. Wel vriende, as ons kyk na die stelling, Jesus basies sekere dinge gedoen het, soos hy byvoorbeeld sy wil aan die Vader onderwerp het, moet ons eers verstaan dat dit raak een van die diepste en mees komplekse fasette van Christologie. En in ortodokse Christologie het die kerk altyd gekyk na die verhouding tussen die menslike en die goddelike natuur van Christus. So dis iets wat ons gedoen het, want in teologie word daar baie keer verwys na dinge waar Jesus byvoorbeeld in Lukas 22:42 sê, waar hy bid na die Vader in Getsemane en hy sal byvoorbeeld sê, nogtans nie my wil nie, maar Vader, u wil. En dan sal die bewering gemaak word, wel, dit lyk of Christus 'n ander wil het as die Vader. En sodoende kan Jesus nie God wees nie, want sy wil is anders as die Vader. Maar weer eens, die kerk moet hierdie besin, en miskien as ek jou 'n bietjie historiese agtergrond gee, kan ek vir jou net vinnig sê waar die kerk geland het, en hoe die kerk dit geklassifiseer het in omtrent die tussen 680 en 681 na Christus, gedurende die derde konsiele van Konstantinopel. En daar het die kerk basies bevestig, dit wat al reeds geleer was van die begin af, dat as ons kyk na Jesus, dan sien ons in die woord duidelik dat Jesus 'n twee wille gehad. 'n goddelike en 'n menslike wil. En as die feite dat hy 'n waarlike mens was, het hy die natuur van 'n mens gehad en die menslikheid gehad, wat natuurlik die pyn en lyding van die dood wou vermy. En sodoende as die perfekte mens, as die nuwe Adam, beteken dit dat hy sy menslike wil onderwerp aan God en sy menslike wil vrywillig en volmaak in lyn bring met die goddelike raadsplan van sy Vader. So dit was nie gedwonge gehoorsaamheid nie, maar harmoniesiese belydenis van Jesus om sy wil te onderwerp aan die Vader. So dit is wat die konsiele sê, dit is waar die kerk opgeëindig het in die 6de eeu al. So die belangrike aspek om te onderskei is tussen Jesus wat waarlik mens was en Jesus wat waarlik God was. In my vorige video's het ek 'n bietjie dit ontleed en 'n bietjie daarna gekyk. Maar as ons praat van Jesus wat sy wil aan die Vader onderwerp, is dit belangrik vir ons om te kyk in die woord. As jy die volle konteks van die Nuwe Testament lees, is dit belangrik om te onderskei tussen Jesus se status en Jesus se rol. Nou, as ons praat van Jesus se status en rol, basies wat ons sê is dat ontologies in Jesus se wese, en dis hoekom ons praat van die klassieke siening, of die klassieke Christen leer, dat die Seun gelyk was aan die Vader in wese, mag en ewigheid. Jy kan 'n saak maak dat Jesus byvoorbeeld een in wese was met die Vader. Met ander woorde, dit wat God omskryf as God, beklemtoon die Seun van homself in sy wese. En dan die prerogatief om basies sy mag te beoefen en die feit dat hy ewig was, Johannes, jy weet, unitariërs hou van Johannes 17 vers 3, maar Johannes 17 vers 5,
waar die skrif duidelik leer dat die seun ewig was. Dit is belangrik. So daai ontologiese wese van die seun is baie belangrik, maar dan ook die ekonomiese rol of die funksie wat die seun dan inneem as die perfekte mens, as die tweede Adam in die verlossingsplan, en hy neem daai rol van knegt aan in sy onderwerping, en ons sien daarvoor dat die seun is nie minderwaardig nie, maar hy's waarlik in sy vrye wil en sy keuse kom hy om die mensdom te verteenwoordig, en sodoende kom hy, soos Filippense 2 vers 8 sê, hy het homself verneder om gehoorsaam te word tot die dood toe, tot die dood toe aan die kruis. Ja, die seun kom lê sy wil neer voor die Vader, juis vir daai funksie in die verlossingsplan, maar as jy kyk na die klassieke leer, kan ons definitief sien, hy maak dit absoluut, jy kyk na Johannes 5, inteendeel die hele boek van Johannes is so vol van dit, en hy wese mag in ewigheid. So dis belangrik, soos Niels sê, ja, die seun het homself onderwerp aan die Vader, dan sê ons, ja, hy het, want ons dit is net een breekdeel van Jesus, wat hy kom doen het, is hy het as verlosser kom optree, en die perfekte mens kom optree vir ons, vir die rede om vir ons net daai verlossingswerk te volbring. So, ek wil dit net kortliks los, dis baie interessant, maar ek wil nie te lank maak nie. Dit is 'n vinnige antwoord net op daai. So as Jesus Christus God was, dan is ons ook God. Want Romeine 8:29 sê, hy was die eerstgeborene van baie broers wat sal volg. Alraai, dan staan baie broers Godde. Dan is hy skets steeds verkeerd. Want dan moet daar baie meer voorsiening gemaak word op hy skets vir nog al die ander broersgode van God. As ons dit wil letterlik vat. Ja, vriende, die hele idee dat as daar baie broers is daar baie gode is bietjie snaaks. En kom ek sê vir julle hoekom. Om die vraag te beantwoord of ons God word omdat ons Jesus se broers is, moet ons weer eens kyk in die woord wat die woord leer aangaande die natuurlike seunskap van Christus. Weer eens, ek het in 'n vorige video gepraat in Johannes 1:18, praat dit in die Grieks mooi van Jesus wat die monogenes theos is, wat beteken hy is die unieke seun van God. Maar dan praat die teks ook in Galasiërs 4:4-6 van ons wat aangenome seunskap aanvaar. En dan dink ek ook aan Romeine 8:17 wat sê ons is erfgename van God, en dan sê dit ons is mede-erfgename van Christus. So Jesus in sy wese, Jesus in sy persoonlike verhouding met die God as die perfekte mens, is een wat ten volle die reg het om daai erfenis terug te vat wat Adam verloor het, né? En dan trek hy ons in by dit, en hy maak ons deel van dit as mede-erfgename. En so, weer eens, is daar die besef, dat daar's 'n aanneming tot seuns, en weer eens Johannes 8:15 sê dit mooi, inteendeel as jy bietjie kyk in Johannes 8:15 gebruik dit die Griekse woord huothesia, en huothesia is basies die aanneming tot seuns. So dis 'n verklaring, dis 'n regstatus. Dis 'n uitspraak wat gelewer word op jou verhouding met die Vader. En so dit verander nie jou as mens as 'n biologiese spesies nie, maar jy word deel van die familie deur die geregtigheid en relasionele handeling wat Jesus vir jou basies bevind het in God. En jy word 'n mede-erfgenaam gemaak met Christus. So dis 'n regsverklaring. Dit is nie 'n ontologiese verklaring nie, want Jesus was die unieke seun waar ons seuns en dogters van hom is wat aangeneem is. Beteken dit dat God minder oor ons voel? Nee, glad nie. Maar daai verhouding is baie belangrik om te verstaan, en dit is wat die teks sê, Romeine 8:15, kyk Romeine 8:17 en dan ook Galasiërs wat daaroor praat. So, as Niels net basies in die konklusie inspring dat, ja, ons is, jy weet, baie broers beteken baie gode as Jesus God was, ek dink dit mis die punt, en soos ek in die vorige punt gemaak het, daai onderskeid tussen sy wese en sy ontologie, en die waarlike vleeswording van Jesus die mens, is baie belangrik om in die teks te sien, want dit is hoe die teks dit leer in sy volheid. So ja, ek dink die punt wat gemaak is, staan nie, en ek dink die punt wat inteendeel gemaak word, is iemand bietjie absurd is, as jy hom net so in isolasie los. So kom ons kyk na die volgende punt wat hy maak. Matteus 11 vers 11. Jesus sê, dit verseker ek julle onder die mense op aarde is daar niemand gebore wat groter is as Johannes die Doper nie.
En tog, die geringste in die koninkryk van die hemel is groter as hy. Ek wil net hê jy moet verstaan, Johannes die Doper was gebore voor Jesus, dit sluit Jesus in. So, Johannes die Doper was uit 'n vrou gebore, Jesus was uit 'n vrou gebore. Hy sê, wat uit 'n vrou gebore is, wat uit 'n vrou gebore is. Was daar niemand groter as Johannes die Doper nie. Sluit Jesus in. So, punt is, as hy God sou wees, dan is Johannes die Doper groter as God. Maak nie sin nie. Ja, vriende, dit is 'n baie interessante skrif en weer eens, ek wil net sê, Niels hier lees 10:1 die skrif en hierdie skrif word aangehaal in 2 plekke in die Nuwe Testament, Matteus 11:11 en Lukas 7:28. En as jy ten volle dit lees, dan sê die teks, Jesus het praat voorwaar, ek sê vir julle onder die wat uit vroue gebore is daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die Doper nie. Maar as 'n tweede deel van daai teks wat ons wat basies vir ons beklemtoon wat Jesus probeer sê. Jesus probeer nie net sê, Johannes was wonderlik en hy in homself was die mees wonderlikste mens wat gewandel het tot op die dag nie. En nee, daar's 'n tweede deel wat sê, maar hy wat die minste is in die koninkryk van die hemele is groter as Johannes, as hy. En so, ons kan sien dat in klassieke teologie is hierdie teks 'n skanierpunt, omdat dit Johannes die Doper die hooglikste moontlike status gee, terwyl terselfdertyd dit ook vir ons wys dat daar 'n nuwe paradigma is wat Johannes oortref vir die wat in die tweede vers net gehoor het, die wat hulle self onderwerp aan God. Die konteks sê vir ons duidelik wat Jesus probeer sê en ek gaan vinnig probeer om net vir jou te verduidelik wat dit sê. Die konteks praat van die en Jesus sê weer eens, daar's niemand groter as die wat gebore is uit vroue nie. Dit is baie belangrik om te besef dat daai idioom gebore uit vroue is 'n Joodse idioom wat basies beskryf dat die mens homself bevind in 'n natuurlike menslike toestand, waar hy homself aan die era van die ou verbond moet heg. As jy dit lees in konteks, verwys Jesus na Johannes as die absolute spits van die profetiese lyn. En so, Jesus sê op 'n ander versie, ek dink is in Lukas waar hy praat en sê, die profete het geprofeteer tot Johannes, want Johannes was hy was die volheid van dit wat beloof was oor die Messias. So, Johannes word amper gesien, moslims sê Mohammed is, maar dit is nie. Johannes word gesien as die seël van die profete, want hy het fisies na die Messiaanse een wat gaan kom verwys, en hy het oor dit gepraat, maar Johannes is ook die brug. Hy staan op die drempel, en hy is die grootste een in sy missie, waar daar 'n onmiddellike voorbereiding en ontbloting gaan word, van dit wat God daar besig mee was. So, ons kan sien, dit is hoekom Jesus na hom verwys in daai vergelyking. En so, ons kan sien dat Johannes daarop toespits. Maar dan wil ek vinnig praat oor die tweede deel van daai teks, want daar is wat ons noem 'n dialektiese verskywing, waar die skrif sê, maar hy wat die minste is in die koninkryk van die hemele, is groter as Johannes. En so, dit verwys, en Jesus sê, dat en weer eens, hy val nie Johannes se karakter of dit wat Johannes gedoen aan nie. Al wat hy probeer sê is wel die wat nou aan my verbonde gaan wees in hierdie verlossingshistoriese posisionering gaan beter afwees as wat Johannes was en wat Johannes basies voorgestel het wat die Ou Testament is. Wat baie interessant is dat hier's 'n beklemtoning dat Johannes in sy amp die voorreg gehad het om Christus aan te wys, maar die grootheid van die gelowige gevind word in hul eenheid met Christus, wat in 'n hoër status is, want Johannes was 'n wetlike skaduwee van die verbond wat God gehad het in die Ou Testament. En so die historiese kritiese beskouing van die manier hoe Jesus sy eie boodskap van die koninkryk volbring en wys ons dat daar radikale breek is, en dat Jesus dan sê, die wat nou na hom toe kom, meer begunstig sal word, en hulle sal beter afwees as Johannes. Kortom, Johannes is die grootste van die ou era, maar Jesus is die een wat die nuwe era bring. En in hierdie nuwe era word die maatstawwe van grootheid geheel en
al geherdefinieer deur die genade en die nabyheid van die voltooide werk van Jesus die Messias. En so Jesus verwys na in daai versie eintlik na 'n oorgangsfase tussen twee individuele groepe. En daar's hierdie organiese voorstelling van dit wat vervul is in die Ou Testament beloftes en dit wat nou gaan gebeur in die Nuwe Testament beloftes met Christus se koms, waar die wat hulle self van hom onderwerp en die wat in die koninkryk van God bevind word, dat hulle regtig groter sal wees as Johannes. 'n Wonderlike skrif wat niks te doen het met wat Niels daar basies promoveer en die punt is wat hy probeer maak nie. So, ja, kom ons kyk sy volgende ding. Met Jesus se versoeking in die woestyn sê Jesus nie vir die duiwel dat hy hom moet aanbid nie. Jesus sê vir hom, gaan weg Satan. Daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Ja vriende, ek verwonder myself dat ons gevra word om na die konteks van die skrif te kyk, maar dan word die konteks nie gegee nie, né? Weer eens, ons vat versies en dan lees ons dit in isolasie en dan sê ons, dit is die betekenis. En dit is iets wat ons by moet leer, né? As ons 'n teksie vat in isolasie, kan ons nie groot teologiese waarde aan 'n versie heg, tensy daai versie iets meer sê in die hele konteks van die skrif wat vir ons waarde gee en 'n interpretasie gee vir dit wat ons basies moet glo nie. Niels sê dat Jesus sê aanbid die Vader alleen aan die duiwel en sodoende Jesus aanvaar nie aanbidding nie. Die vraag is dan, as Jesus net bloot 'n profeet of mens was wat geglo dat die Vader alleen moet geaanbid geword het, moet ons die vraag vra, hoekom het die mense dan nie tereggewys het wat hom aanbid nie? Inteendeel, as ons die evangelies lees, ek het al hierdie gewys voorheen in Johannes 20:28 waar Thomas voor Jesus val en hy sê vir Jesus, nou in die Grieks, verskriklik sterk. Hakurios mu, katheios mu, my Here, my God. En Jesus wys hom nie tereg nie, Jesus prys hom vir sy geloof. Wat van Matteus 14:33? Nadat hy die storm stil gemaak het, was sy disippels voor hom neergeval het en hom aanbid het, met die hoogste vorm van aanbidding. Nie net eer van neerbuig nie, want Unitariërs het basies baie keer vir ons, nee, Jesus het geproskeneo, hy het neergebuig vir Jesus en hom eer bewys. Dit kan aan enige individu gegee word. Ja, maar nie hier nie. Hier word Jesus fisies gelatreiwou. Die hoogste vorm van aanbidding word gegee aan Jesus hierso. In Matteus 14:33. En dan, wat van Jesus in of Johannes 9, ek dink aan Johannes 9 vers 38, waar hy hierdie blinde man genees en hierdie blinde man sê, ek glo Here, en dan sê dit, en toe aanbid hy Jesus, weer eens daai hoogste vorm van aanbidding. Die vraag is net, as Jesus nie God was nie, sou hierdie dade van aanbidding godlasterend gewees het, volgens die Joodse wet. Maar die feit dat hy dit aanvaar het, wys dat hy homself gelykstaande aan die Vader beskou het. Iets wat ook baie interessant is, as jy weet, as engele verskyn het aan mense in die Ou Testament en tot die Nuwe Testament waar hulle wou aanbid, waar die mense voor hulle neergeval het en aanbidding gebring het hulle altyd vir hulle gesê, nee, jy doen dit net aan Jahwe, jy doen dit net teenoor God, die Vader. En even met Paulus en Barnabas, waar hulle sekere plekke in die boek van Handelinge, waar die mense hulle wil aanbid, en sê, hierdie gode onder ons kom woon, en hulle het wou aanbidding gee, en hulle het Paulus en Barnabas hulle klere geskeer, ne? En gesê, ons is nie gode nie, moenie ons aanbid nie, maar Jesus, wat hulle leraar was, hoekom laat hy toe? Baie groot vraag. Ja, ek dink, ek het genoeg gesê dit. Duidelik. Nummer 23:19 sê, God is geen man dat hy sou lieg, of 'n mensekind, dat het hom sou berou nie. God 'n mensekind? 100% mens, 100% God. Jy al daai stelling gehoor. Wow. God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie of spreek en dis nie waar nie? God is nie 'n mensekind nie. Kan ek jou herinner? Jesus was. Ja nee, weer interessant, want dit lyk vir my, mense wat altyd basies sê, Jesus is nie God nie, lyk my het almal dieselfde argumente, en hierdie argumente is niks niets nie, dit is inteendeel presies die argumente wat moslims gebruik. So, as dit praat van Jesus se volmaaktheid, dan weet ons dat Jesus was van sy geboorte af sonderloos en sonder gebrek. Hy hoef nie beter te word nie, en in terme van sy innerlike heiligheid het hy nie nodig om volmaak te word nie. Maar ons weet ook dat sy wil was reeds volmaak in lyn met die Vader se. Ons kan sien die uitkoms van die kruisiging, en ons kan sien dat in sy
rol en in sy karakter is Jesus in eensgesindheid met die Vader. Wat baie interessant is van die Griekse woord, hy moes volmaak word, is die Griekse woord teleo, wat die volmaaktheid omskryf. En dit is 'n baie interessante woord, van die woord kan beteken om iets volledig of kompleet te maak, maar dit kan ook beteken om 'n doel te bereik. En so, ons kan sien dat Jesus hoef nie volmaak te geword het as 'n sondige mens nie. Wat was dit dan? Wel, as God het hy geweet, dit is Jesus, wat sy leiding was wat voor hom gelê het, maar as die mens, die perfekte mens, moes hy dit ervaar, en so hy moes die volle pad stap van menslike broosheid, om 'n medelydende hoëpriester te kan word en te kan optree vir ons. Dit is waar die hele boek van Hebreërs gaan. En so, volmaak in hierdie konteks beteken dat sy gehoorsaamheid getoets moes word, tot aan die einde. Dit is spesifiek by die dood, né? En dat 'n ongetoetste ongehoorsaamheid, die volmaaktheid as hy oorwin, dit sou afgehandel het. So dit is die konteks wat die woord van praat. Niemand bevraagteken dit nie, want die woord sê ook dat Jesus was, en Petrus praat dit sondevry. So hier kan ons definitief sien dat Jesus in sy hoëpriesterskap sekere dinge moet vervul as ons hoëpriester, om vir ons daai nuwe verbond in te bring. Maar nêrens beteken dit dat Jesus moes geperfek word in sy wese nie, want in sy wese was hy klaar perfek. So dit maak net nie sin om dit so te lees nie. So ja, ek dink die woord praat vir ditself, en ek dink as jy 'n bietjie deur Hebreërs lees, sê dit vir jou ook presies hoekom die vleeswording van Christus moes gebeur. En die woord sê vir ons baie duidelik wat plaasgevind het en wat die volmaaktheid was wat Jesus moes in optree. Net soos die eerste Adam, en net soos hy onskuld, of hy was met, jy kan basies sê, in onskuld begin, moes hy ook volmaak word deur gehoorsaamheid aan die gebod. En hy het misluk, maar die tweede Adam het die gehoorsaamheid wat hy moes gehad het voor die Vader suksesvol voltooi en gewen. En so, ja, ek dink nie daar's enige iets wat ons kan sê oor dit nie. Ek dink 1 Korintiërs 15 sê dit fantasties mooi oor die gehoorsaamheid en suksesvolle voltooiing van Jesus Christus in sy taak. So ja, kom ons kyk na die volgende en laaste punt. Johannes 17:22 sê Jesus, ek het hulle die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. So Jesus sê duidelik, hy het nie sy eie heerlikheid gehad nie. Hy het die heerlikheid gehad wat van sy God en Vader gekom het. En hy het dit moontlik gemaak dat ons daai selfde heerlikheid kan kry. Dieselfde heerlikheid as Jesus Christus. Die heerlikheid van God, ons Vader. Weereens vriende, jy weet, die Here help ons. Ons moet alles in konteks lees. In Johannes 17:22 sê Jesus wel dat hy ons die heerlikheid gee wat die Vader aan hom gegee het. Maar hier is die ding, dit is net die normatiewe lese van die teks sê dit vir my so duidelik. As Jesus bloot 'n mens was, sou hy nie die goddelike heerlikheid kon besit en uitdeel nie. En jy moet verstaan, in die Joodse denke behoort heerlikheid, die kabod, aan God alleen. Kabod behoort aan God alleen. En die feit dat Jesus heerlikheid syne is om te deel, dit bevestig juist dat sy goddelike status nog in plek is en dat hy God was. So hoe kan hy dit aan die mens gee? Weereens, die heerlikheid van die son word gesien op die maan. Die maan reflekteer die lig van die son. Maar albei is lig, maar die een is die bron van die lig en die ander een basies sien die voordeel van die heerlikheid wat op hom skyn. En so, weer eens, soos ek vroeër gesê het, weer eens soos ons 'n realiteit beleef in Christus waar ons nader trek en rekonsilieer met die Vader in sy goddelike wese, as die perfekte middelaar, wys dit vir ons dat Jesus het nie gesê, ek het 'n onafhanklike heerlikheid wat niks met die Vader te doen het nie, en dit gee ek aan julle nie, want dan sou daar twee gode gewees het, reg? Dit sou politeïsme gewees het. Maar deur te sê dat sy heerlikheid van die Vader kom en dat hy alles teruggee aan die Vader, bevestig Jesus daai monoteïstiese waarheid, dat daar net een God is en die Seun volmaakte uitdrukking van God se heerlikheid is, volgens Hebreërs 1 vers 3.
So die gevolgtrekking wat ons kan maak om hierdie teksvers te lees is baie eenvoudig. Dit is dat die feit dat Jesus se heerlikheid van die Vader ontvang, bewys nie dat hy nie God is nie. Dit bewys eerder dat hy ook nie 'n mededingende God is nie. Hy is die seun wat in ewige verhouding met die Vader staan en daai glorie met ons deel, maar nie in ons anatomie nie, in 'n aannemingsposisie. En die kerkvaders het altyd gepraat, die Latynse vaders het gepraat van daai perikoresis, wat bewys, wat basies is, daar's 'n wederwysige inwoning van die persone van die drie eenheid in mekaar. Hulle beweeg en lewe in mekaar. En Jesus sê, julle is in my. Met ander woorde, nou het ons daai beweging met die Vader en die Heilige Gees in daai wederwysige inwoning. En sonder Jesus se goddelikheid kan ons nie sê ons het 'n inwoning van wie die Heilige Gees of God die Vader in ons woon nie. Want dan was Jesus nie die volmaakte middelaar nie en ons besit niks nie. So dis baie belangrik om dit te sien, om dit te weet en ook te weet dat ons verlossing is volkome gemaak deur daai wederwysige inwoning. En ons word deel gemaak van daai wederwysige inwoning in Christus. Want hy was God en die perfekte mens maak hy vir ons in sy menslikheid plek om dit te beleef, maar in sy goddelikheid deel hy daai verhouding met die Vader en die Heilige Gees wat ons ook bevoordeel. So ons kan bid na die Vader toe met die gedagtes van die Heilige Gees in die naam van Jesus. Want dit is hoe ons lewe in daai inwoning uitleef en ontvang. Sonder die drie-eenheid, sonder Jesus se goddelikheid, is daai goeders nie daar nie. Dit is nie 'n realiteit nie. Jy kan sê, maar ek kan bid tot God, deur Jesus maak nie saak nie. Nee, maar Niels het 'n groter probleem. As Jesus basies net sy heerlikheid deel, wat hy van die Vader gevat het, en Jesus is nie God nie, dan sê ek weer eens, dan is Jesus basies, doen Jesus goed wat nie aan hom toegestaan moet word nie, as 'n mens nie. Maar as God kan hy dit doen, want hy word bevind in God, in sy goddelike status, maar ook is hy die perfekte middelaar as mens. Ja, mense, ek gaan nie stop. Ek hoop, dit maak sin, en ek dink daar's nog so 21 dinge oor wat ek nou wil kyk. So ek sal volgende weekie maak van 777 en dan is ons klaar. En ek wil dit graag doen in die volgende paar weke. En ek wil sê vir die Afrikaanse ouens wat hierdie luister, deel dit, share dit met iemand. Veral in Pretoria, veral daar, jy weet, in die volksstaat van ons lieflike Suid-Afrika. Maak seker dat die mense dit kyk. Ek doen hierdie videoetjies om mense te confuse nie. Ek probeer dit verskriklik eenvoudig hou. Ek weet hierdie goeders kan baie tegnies raak en jy hoor dalk nuwe woorde, maar hoor my hart, die hele beginsel van dit wat ek basies probeer sê is basies net om iets in die kerk aan te wakker, om te sê daar's 'n rykheid tot ons teologie, maar ons moet weet waar ons glo en daar's redes dat ons sekere dinge sê vir die heerlikheid van Christus en ook vir die groei van onsself. Love julle en ek hoop om weer met julle te praat. Goed gaan en geniet die Paasnaweek wel. Hierdie naweek ons is Paasnaweek en ons praat gou weer. Goed gaan.